Goeiedag kykers, baie welkom by 'n nuwe seisoen van Kom Speel Saam. Ek is Marissa Smit en ek kan nie wag om die jaar saam met julle af te skop met die lekkerste van lekker nie, sport. Vir ons nuwe kykers, ek is 'n oud onderwyseres, 'n eggenoot, 'n ma, 'n sportfanatikus, 'n afrigter en 'n motiveringsspreker. My droom om in die uitsaalbedryf te wees is besig om waar te word en daarom het ek natuurlik julle hulp nodig. Gaan druk asseblief daardie like en share en subscribe knoppies, sodat die program kan aangaan. Ons sê natuurlik ook baie dankie op hierdie stadium vir ons hoofborg National Finansiële Dienste vir al hulle ondersteuning. Gaan volg hulle gerus op Facebook of Instagram vir alle finansiële behoeftes. In seisoen 1 het ons op 'n hele paar skoolsporte gefokus en die talent in Suid-Afrika is ongelooflik. Die dat ons met al hoe meer van die res van die wêreld kan kompeteer. Van sagtebal, golf, tafeltennis, atletiek, netbal, bergfiets, cricket en natuurlik rugby. Ons atlete staan glad nie terug nie en selfs ons atlete met fisiese uitdagings vaar baie goed. Met die skole wat hierdie week begin het en nou weer lekker aan die gang is, gaan ons binnekort baie skole nuus hê. Vandag wil ek julle egter net 'n bietjie 'n oorsig gee oor wat ons hierdie jaar op die sportgebied kan verwag en waarna ons kan uitsien. So sou jy dalk om een of ander rede by die huis moet bly, gaan jy beslis nie verveeld wees nie. Vir die res van Januarie is die SA20 Kids Cricket Toernooi nog aan die gang, met die uitspele op die 21ste en dan die finaal op die 25ste Januarie. In tennis is daar die Australiese Ope en netbal het opwindende nuus, want dit is die Suid-Afrikaanse vrouespan, die Proteas, wat in 'n 3-toetstoernooi teen Engeland te staan gaan kom. Al 3 hierdie toetse gaan op Ellis Park gespeel word in Johannesburg en ek dink Jenny van Dijk en haar span is slaggereed vir hierdie Engelse rose. Ons sal sien hoe dit gaan en ons hou styf duim vas. In Kaapstad word die mense se klere uitgeskit en reggemaak want dit is tyd vir die bekende perdrywedren die Kaapstad Met en natuurlik hou ons die glansblaaie dop om te sien wie het hoe aangetrek. Met Sevens Rugby speel die dames hierdie komende naweek 17de en 18de Januarie in Dubai en hulle moet al 3 hulle wedstryde wen sodat hulle kan kwalifiseer vir die volgende ronde om op die ou end ook in die topspanne te kan wees vir die amptelike wêreldkampioenskap reeks en die mans speel later in die maand, die Blitsbokke speel dan in Singapore. En dan is ons so in Februarie die laaste toets van die netbal gaan plaasvind en in fietsry is dit die tyd vir die Suid-Afrikaanse padkampioenskappe in Gauteng en ook bergfietskampioenskappe in Ceres in die Kaap. Julle sal onthou, die skole se kampioenskappe was reeds in Desember gewees. Met golf is dit die tyd vir die Kaapstadse Ope en dan ook die SA Ope wat in Stellenbosch gaan plaasvind en die opwindende LIV toernooi begin in Adelaide, Australië vir die jaar. Op 5 Maart skop dit die 6 Nasies rugby toernooi af en hierdie jaar gaan ons die 6 Nasies behoorlik dophou, omdat daar sopas 'n groot rugby uitdaagreeks bekend gestel is in Noord teen Suid en ons gaan dit nou 'n bietjie beter verduidelik, maar ons moet sien wie's die krag teen wie ons te staan gaan kom, so ons kyk met groot belangstelling na die 6 Nasies. En dan ewige pas met die ijskoue winter hierdie jaar in Europa begin die Winter Olimpiese Spele op die 6de Februarie in Italië. Cricket, die T20 Wêreldbeker skop af, of sou ek sê slaan af in Sri Lanka en op plaaslike bodem gaan die vroue cricketspan, die Proteas, sake uitspook teen Pakistan. Hulle het 3 T20 wedstryde en dan ook 3 eendag-wedstryde. Vir die motorfietswedren aanhangers, en ek het regtig nie geweet daar soveel wedrenne nie, is dit tyd vir die Thaise Moto Grand Prix wat aan die einde van Februarie gaan plaasvind. In Maart maand speel die LIV Golf toernooi ouens in Hong Kong en in Singapore en dan natuurlik kom hulle Suid-Afrika toe. En hulle gaan op Steyn City speel waar die Stingers nou pas hulle naam verander het na die Southern Gate toe. En dan is daar ook 'n groot golftoernooi, die Joburg of die Johannesburgse Ope wat in Hilton gaan plaasvind. Tennis, die Indian Wells toernooi en Miami Ope wat hulle beurt kry om lekker te kan speel. En dan soos ek genoem het, daar's verskriklik baie motorsport en ek verstaan nou meer die mense se fascinasie daarmee.
So motorsport is dit die Australiese, die Shanghai, die Braziliaanse, Japan en die Japaneese Grand Prix wat gaan plaasvind, as ook met motorfietswedrenne die MotoGP in Amerika. Terugplaaslik is dit dan ook tyd vir die Cape Epic uithou fietswedren en ons weet daarso word die manne en die meise behoorlik van mekaar geskei en daardie mense oefen verskriklik hard om daaraan deel te neem. Sevens rugby is dan in Vancouver en ook in New York en ons vroue cricketspan het dan 'n klaar teen Pakistan gespeel en nou gaan toer hulle in Nieu-Seeland vir 4 T20 wedstryde en 3 eendag wedstryde. Daar is ook skole rugby. Nou skole rugby is so gewild hier in Suid-Afrika en daar's baie mense wat eintlik eerder die skolespanne se name ken as wat hulle die provinsiale ouens se name ken. So die groot Noord-Suid toernooi vind hierdie jaar in Pretoria plaas by Afrikaans Oorseeskool. As jy in die maart einde maart op vakansie gaan wanneer dit die eerste skoolvakansie is nie, gaan kyk gerus na daardie rugby. Dit is heerlik en werklik waar van 'n hoë standaard. April maand is dit dan weer tennis, die Monte Carlo Meesterstoernooi, golf, die Amerikaanse Meesterstoernooi en live golf is dan in Mexico stad. Die 2 oseane padwedloop marathon in Kaapstad gaan plaasvind en baie gebruik hierdie vir 'n oulaas se voorbereiding vir die Komrits wat later plaasvind. Die Suid-Afrikaanse atletiekkampioenskappe is dan in Stellenbosch en intussen het die Varsity rugby reeds afgeskop en ook die netbal se nasionale liga, die Telkom beker. Net ietsie oor die netbal, so omdat netbal nog nie 'n professionele sport is in Suid-Afrika nie, moet baie van hierdie dames werk, studeer, allerhande ander goeders tussenin doen en daarom is die kompetisie redelik gerek sodat hulle genoeg tyd het om die spanne bymekaar te kan kry vir oefeninge voordat die wedstryde kan plaasvind. So dit is nogal bietjie van 'n juggle om dit so te stel, maar hulle kry dit reg en ons gaan kyk of dit die Johannesburgse Fireballs is wat weer hierdie jaar met die loude gaan wegstap. Ek weet die Vrystaatse Kraainyms en die Jaguars van Pretoria wil baie graag daardie titel weer terug hê. Dan is dit ook in April kan ons uitsien na 'n groot sportnaweek in Kimberley met die Wilde Klawer toernooi en hierdie jaar het ek die voorreg om saam te gaan. So dit gaan heerlik wees om te sien hoe daardie seuns en dogters op die rugbyveld, die netbalbane, hokkievelde gaan deelneem. So ons sien uit na die Wilde Klawer toernooi. En dan vir die lang asems is dit die Londense en Boston marathons wat gaan plaasvind. Intussen is daar Formule 1 motorsport in Saudi-Arabië en motorfietswedrenne in Spanje. In Mei maand is dit die groot Amerikaanse Formule 1 Grand Prix, die Franse MotoGP en dan die Katalaanse MotoGP. Ek het net gedink Katalaans is 'n deel van Italië se Italiaans, maar blykbaar is Katalaans het hulle eie MotoGP ook. En dan internasionale atletiek byeenkomste soos die Diamantliga begin. En in tennis is dit tyd vir die Italiaanse Ope in Rome, ter voorbereiding natuurlik vir die Franse Ope in Parys, sodat hierdie mense kan regmaak vir Wimbledon, maar Wimbledon is eers later in die jaar. Sokkerliefhebbers, voordat ons gaan regsit vir die Wêreldbeker, is dit tyd vir die FA Cup eindstryd, as ook die Kampioenenliga eindstryd in Budapest, en dan hopelik vind hierdie jaar se Kaapstad Marathon plaas. Julle sal onthou, 2025 se Kaapstad Marathon was ongelukkig afgestel as gevolg van die weeromstandighede. Gelukkig het die organiseerders die mense se kaartjies oorgedra, so hulle kon dit gebruik vir hierdie jaar, en ek is baie bly daaroor, want ek weet, dit was vir baie mense baie duur gewees om daar uit te kom, so ek ons hou duim vas. Rugby, ek vergeet nie van die rugby nie, maar daar is so baie rugby, dat as ek net oor rugby gaan praat, gaan ek glad nie by die ander sporte uitkom nie. Daarom noem ek net die rugby se eindstryd van die Kampioenenbeker reeks, gaan plaasvind in Mei, as ook nog sevens rugby in Valladolid, Spanje. Ek hoop ek het dit reg gesê. Dan Junie maand is die Live Golf toernooi in Andalusia en later in New Orleans, en so gaan die Diamantliga in atletiek voort. Dit is dan ook tyd vir nog 'n groot geleentheid op die kalender, die Monaco Grand Prix, Formule 1 Grand Prix, en ek weet daar is dit ook gewoonlik
pragtige uitrustings en baie mense wat in die glansblaaie verskyn. Hulle vergeet amper van die motors. En dan is dit ook natuurlik die Hongaarse MotoGP wat gaan plaasvind. Maar as hulle nou klaar in Monaco gejaag het, gaan jaag hulle dan by die Oostenrykse Grand Prix en die Nederlandse MotoGP, so moenie daarvan vergeet nie. Die Sevens rugby gaan Frankryk toe en gaan maak 'n draai in Bordeaux. En dalk moontlik die jaar se hoogtepunt is die sokker wêreldbeker wat op 11 Junie afskop. En ek kan so goed onthou, in 2010, toe die sokker wêreldbeker in Suid-Afrika was ek op bevallingsverlof met ons oudste dogter. So ek het gesit en sokker kyk, en sokker kyk, en sokker kyk. So 'n klein baba dogtertjie wat niks weet wat aangaan en die hele tyd slaap, het gemaak dat ek op die bank sit en sokker kyk. So hierdie wedstryde gaan vanjaar in gedeeltelik die Verenigde State van Amerika, 'n stuk van Mexico en in Kanada plaasvind. Nog 'n wêreldbeker toernooi wat afslaan is die vroue T20 cricket toernooi wat in Engeland gaan plaasvind. Intussen natuurlik, soos ek genoem het, al die atlete wêreldwyd oefen vir die Comrades Marathon wat geskeduleer is vir die 14de Junie. So ons hou duim vas vir hulle en gaan Gerda Steyn dit weer wen. Kom ons kyk. Dit is ook dan tyd vir die Verenigde Rugby Kampioenskap se eindstryd wat gaan plaasvind. En dan is dit tyd vir arbeye en room. 'n Lekker warm kombers, want dit is Wimbledon tennis. Tipies aan 'n Julie wintervakansie op die plaas onder 'n kombers, heerlike tennis om te kyk. So, behalwe vir die tennis, is daar nog steeds motorsport. Die Formule 1 gaan voort, hierdie keer in Engeland, België en Budapest. En dan is dit ook tyd vir die Durban July perdewedren, waar die mense net so mooi aantrek en ons gewoonlik ook allerhande kindernuus in die glansblaaie sien. En dan die groote, die Tour de France. Nou, ek kan nie help om aan Lance Armstrong te drink as ek Tour de France hoor nie, maar ek weet nog steeds nie of 'n mens so lank op 'n fiets moet sit nie. So sterkte vir daardie ouens en hou bene hou. Die Diamantliga atletiek byeenkomste gaan voort op die kalenders met die golfspelers wat nou by die Britse Ope gaan wees en die LIV toernooi sal dan nou ook in Engeland 'n stuk speel. Die Statebondspele begin op die 23ste Julie in Glasgow. Kan julle hoor, ons gaan nie nooit werk nie, ons gaan die hele dag net sit en sport kyk. En dan, soos ek nou gesê, die rugby, daar is sopas 'n groot Noord-Suid toernooi uiteindelik bekend gestel aan die publiek om te verduidelik hoe dit gaan werk. En ek gaan nou dit ook bietjie meer in detail verduidelik, maar dit beteken dat ons sommer hier in Julie maand teen 3 Europese spanne gaan speel, wat ons nou nie gewoonlik doen nie. So die Springbokke speel hulle eerste toets teen Engeland in Johannesburg, die 4de Julie, dan die tweede toets teen Skotland op die 11de, en dan die derde toets teen Wallis op die 18de Julie in Durban. So ons kan regtig nou nie wag hiervoor nie, en dit gaan baie interessant wees om op die ouend te sien hoe hierdie uitdagreeks behoorlik gaan werk, en wie die werklik die sterkste rugby halfrond is. Ek weet wie dit is, maar kom ons sit dit nou maar net op papier. In Augustus is daar werklik waar, ek het dit nie geweet nie, so Tour de France vir vroue, het julle dit geweet dat hulle apart daaraan ry? Nou, die Tour de France vir vroue is in Augustus, en dan later in die maand is daar 'n bergfiets wêreldkampioenskap in Val di Sole, Italië, jammer vir daardie, en ja, dit sal baie interessant wees om te sien. Geen wonder die bergfiets en die fietsry raak so gewild ook hier in Suid-Afrika, veral onder die kinders nie. Dan is daar ook die Britse MotoGP, die Aragon MotoGP en die Formule 1 Nederlandse Grand Prix wat gaan plaasvind. LIV toernooi gaan maak 'n draai in Indianapolis en die tennis is by die Cincinnati Ope as ook die Amerikaanse Ope. Op die pad is daar dan nou die Sydney Marathon wat gaan plaasvind en dan terug by die rugby. Nou Augustus maand is werklik waar ook 'n geskiedkundige maand, want vir 'n lang ruk het dit nie plaasgevind nie, maar die Nieu-Seelandse rugby span, die All Blacks, kom op 'n behoorlike 8-wedstryd toer na Suid-Afrika. En dit het baie lanklaas gebeur, so daarom sien ons almal verskriklik hierna uit. Net soos in die ou dae wil ek sê, speel hulle teen provinsiale spanne en ook dan na die toetse, so op
die 7 Augustus speel die All Blacks teen die Stormers, op die 11 Augustus teen die Sharks, op die 15 Augustus teen die Bulle, met die eerste toets wat op die 22ste gaan plaasvind in Johannesburg. Dan speel hulle weer die 25 Augustus teen die Lions, en die 29 Augustus is die tweede toets in Kaapstad. Dan is ons by September, maar gelukkig is daar nog so 'n klein bietjie rugby oor, voordat ons aangaan met van die ander sporte. Daarom gaan die All Blacks op die 5de September, en hierdie klink vir my na die toppunt. So, op die 5de September speel die Springbokke teen die All Blacks in die derde toets, maar, en dit is hoekom ek sê, die vroue Springbokspan, wat ek nog steeds dink die Amatombies genoem moet word, hulle speel teen die Silver Ferns, die vroue Nieu-Seelandse span, op dieselfde dag. Hoe kan dit nou nie wees nie? En regtig waar, ek sal my voortande gee vir so 'n kaartjie, om daar by daai wedstryde te kan wees. Dit gaan ongelooflik wees. So, kom ons hou dit dop, en kyk, ek weet van die kaartjieverkope gaan begin oopmaak, as dit nie alreeds het nie, so ek weet die mense staan tou, dit gaan 'n groot geleentheid wees. Maar reg, dit is dalk lente in Suid-Afrika, en ons is dalk mal oor rugby, maar in die noordelike halfrond begin die herfs, en die atletiek begin einde se kant toe staan. Wêreldatletiek se Ultimate Kampioenskap vind in Budapest plaas, en die fietsreise wêreldkampioenskap in Montreal, Kanada. Dan is daar nog steeds 'n paar lang asems wat nog nie genoeg gehardloop het nie, so hulle gaan dan aan die Berlynse marathon deelneem. Nog 'n paar Formule 1 Grand Prix byeenkomste is die Italiaanse Grand Prix, die Spaanse Grand Prix, die Azerbeidjaanse Grand Prix, en dan met motorfietswedrenne is daar die San Marino Grand Prix en die Oostenrykse MotoGP. Die Laverbeker tennistoernooi slaan dan in San Francisco af. So, dan het ons die All Blacks nou klaar hier getoer, en ons vat gou 'n blaaskans, sodat die Karibeker en al die ander kleiner rugby byeenkomste of toernooie kan klaarmaak. Ek wil nou nie sê minder belangrik nie, maar intussen is daar tennis, die Shanghai Meesterstoernooi, die Paryse Meesterstoernooi, en dan gaan die motorfietswedrenne aan. Nou, in Oktober is dit tyd vir die Japaneese MotoGP, die Indonesiese MotoGP, Australiese MotoGP en die Maleisiese MotoGP. En dan natuurlik vir die wat eerder van 4 wiele op die pad hou, is daar nog bietjie Formule 1, die Singaporeëse, die Amerikaanse en die Meksikaanse GP. Reg. Nou die tweede deel van daardie groot rugby uitdaging vind dan 'n plaas in November, en die Springbokke gaan Europa toe. Hulle speel 'n toets teen Italië die 7de November, die 14de teen Frankryk en dan die 21ste teen Ierland. En ek glo ons gaan skoonskip maak van daardie 3 wedstryde. 2 groot padwedlope, die New Yorkse marathon en die Soweto marathon lê voor, en ons weet Gerda Steyn het vertel dat die Soweto marathon werklik 'n groot uitdaging is. So kom ons kyk wat doen sy hierdie jaar, en die ander atlete ook met daardie marathon. Die tennis begin klaarmaak vir die jaar, en dit is die WTA se jaareindtoernooi in Riyadh, Saudi-Arabië, en die ATP jaareindtoernooi in Turijn, Italië. En dan, net nog steeds 'n bietjie op die pad, is daar die Portugese MotoGP en ook die Valencia MotoGP, en ook Formule 1, die Braziliaanse, Las Vegas en Qatarse Grand Prix, waarvoor die manne gaan lekker jaag. En dan is ons in Desember, kan julle glo. En in Desember is dit altyd 'n lekker ene wat afskop met die Netbank uitdaagtoernooi by Sun City. Ongelooflike goeie golf wat gespeel word, die bestes van die bestes in die wêreld wat hier is, en almal hou daardie toernooi dop. En dan hierdie jaar behoort dit plaas te vind vanaf die 3de tot die 6de Desember. Volgende week gaan hulle dan lekker na Mpumalanga, en hulle gaan speel die Alfred Daniel toernooi net buite Malelaan, daar's op Leopard Creek gewoonlik, en dan vir die ouens wat dan verder gaan, of dan ook in Mauritius se ope gaan speel, hulle gaan dan die 17de Desember Mauritius toe, nie net vir die lekker strande en al die heerlike mengeldrankies nie, maar vir 'n heerlike golftoernooi wat daar gaan plaasvind.
Kaapstad staan teen daai tyd weer reg vir heerlike sewees rugby en omdat dit vakansie is daar gewoonlik 'n wonderlike feestelike atmosfeer. Vir oulaas is daar 'n Formule 1 wedren in Abu Dhabi. Nou, dan weet ons natuurlik einde Desember, begin Januarie, is dit die groot Dakar wedren wat plaasvind, maar daaroor sal ons later gesels. Intussen wil ek gou-gou vir julle vertel van die groot rugby nuus. So, daar's lank daaroor gepraat en lank daaroor gewonder, maar uiteindelik is dit nou bekend gemaak dat 'n nuwe rugby toernooi in Julie afskop. Hulle noem dit die Nations Championship, of dan nou die Nasies Kampioenskap, hoewel ek nou al weet, almal gaan praat van die Nations Championship. 12 lande, 6 van die noordelike halfrond, 6 van die suidelike halfrond, 6 wedstryde per span word gespeel. 3 in Julie en 3 in November. So in Julie maand gaan speel die noordelike halfronde se spanne in die suidelike halfrond. Dit is ook hoekom Engeland hulle na ons toe kom in Julie en dan rou hulle om en die suidelike halfrond gaan speel dan in die noordelike halfrond in November 3 wedstryde. Nadat almal hulle 6 wedstryde gespeel het, gaan al die spanne na die Allianz Stadium in Engeland. En daar oor 3 dae, letterlik 3 dae, wat baie min is, gaan daar oor kruis rugby wedstryde gespeel word, 1 teen 1, 2 teen 2, en op die ou end kyk hulle na wie is die beste span van hierdie 12 spanne, maar ook wie is die sterkste rugby halfrond. So die punte gaan baie interessant wees, behalwe vir 'n wen gelyk op en 'n verloor, wen kry jy 4 punte gelyk op 2 punte, en dan natuurlik 0 vir 'n verloor, is daar ook punte ten opsigte van die suidelike halfrond teen die noordelike halfrond se spanne, om op die ou en die sterkste halfrond te bepaal. Dit is baie, baie opwindend, en ek gaan 'n skakel na 'n video wat op YouTube is, in die beskrywing aanheg, sodat julle ook daarna kan gaan kyk, want dit is baie makliker met 'n prentjie wat geteken word, en dan weet almal presies hoe dit gaan werk, en dan wanneer jy om die braaivleisvuur daaroor wonder, dan kan jy sê, nee, dit is die regte inligting. So ons sien baie, baie uit na hierdie rugby toernooi. So, dan is ons nou byna aan die einde van hierdie week se program, maar ons kan nie klaar maak om, sonder om nie oor 'n vreemde of interessante sport te gesels nie. Hierdie week het ek dit reg Suid-Afrikaans gehou, so vergewe my maar. Maar ek wil gesels oor kudu-drolspoeg, of dan sommer net bok-drolspoeg. Die sport word sedert 1994 erken as 'n amptelike sport. En daar is selfs wêreldkampioenskappe. Baie gepas is dit ene Sean van Rensburg van Suid-Afrika, wat tans die wêreldrekord hou van die verste bokmisspoeg. En sy rekord is 15,56 meter ver. Weet julle hoe ver is dit? Nou ja, ek het al van nonsies praat gehoor, maar joh. So, dankie vir die lekker luister of saam kyk. Ek hoor party mense sit die video aan en gaan so lank aan met ander goeie, so hulle luister net. Maar soos julle kan hoor, die jaar is vol sport, daar's soveel byeenkomste en wedstrye en toernooie en wedrenne. En dan is daar nog steeds nie eers vir almal wat ek genoem het nie. So is deur die jaar, is dit hoekom my program hier is. Ons gaan lekker saam kyk, lekker saam speel, lekker saam lag, lekker saam huil as ons span dalk 'n bietjie verloor het, maar kom ons hou duim vas. So, ons gaan ook lekker oor skolesport praat. So asseblief, kom kuier weekliks saam met my, ek hou julle op hoogte, en weer eens baie dankie vir Net van Finansiële Dienste, wat ons program borg. Tot 'n volgende keer, lekker naweek, en ons hou duim vas vir die Suid-Afrikaanse spanne vir hierdie naweek se rugby.